Dames en here, hierdie is Econ 211 Makro-ekonomie. Hierdie is video nommer 4 van 6 en ons is nog steeds besig met leereenheid 2. Dit gaan oor die basiese makro-ekonomiese model en dit kom uit hoofstuk 2 in Fourie en Burger. Nou is ons fokus op owerheidsbesteding en belasting. Hierdie is natuurlik die hoofelemente van fiskale beleid en die verantwoordelikheid van die nasionale tesourie en minister van Finansies. In ons model word die besluite oor owerheidsbesteding en belasting as eksogeen beskou. Met ander woorde, nie beïnvloed deur die vlak van inkomste nie of onafhanklik van inkomste. Owerheidsbesteding is tipies die owerheid se besteding op goedere en dienste en meeste daarvan is sogenaamde openbare goedere en dienste. Dinge wat nie deur die mark voorsien sal word nie. Dink maar byvoorbeeld aan infrastruktuur. Totale owerheidsbesteding kan ook verder verdeel word in verbruiksbesteding en dan kapitaalbesteding. Owerheidsbesteding, soos wat ons nou dink aan gee, het 'n direkte invloed op totale besteding. Die owerheid se belasting wat hulle hef, werk indirek in op totale besteding, omdat dit bepaal wat die verbruiker se besteedbare inkomste is. En ons gaan nou meer kyk na die besonderhede. Hierdie is historiese data wat mens net 'n idee gee dat die grootste gedeelte van die owerheid se besteding is verbruiksbesteding. En in die laaste aantal jare, selfs na 2008, het die owerheid se kapitaalbesteding baie afgeneem. As ons dus nou praat oor makro-ekonomiese ewewig wat gee of dan nou government spending of owerheidsbesteding in ag neem, is dit 'n eksogene faktor in ons model. En gee word hier aangedui deur 'n horisontale bestedingslyn wat bykom in ons model. En dit word eenvoudig by C en U getel en dit verhoog dus op hierdie manier die totale vlak van besteding. Dit het nie 'n invloed op die helling van ons bestedingslyn nie, net daar op sy hoogte of dan afsnit. Fiskale beleid is natuurlik een van die groot beleidshefbome. So as die owerheid sê hulle wil graag die inkomste vlak van die ekonomie verhoog, dan kan hulle dit doen deur owerheidsbesteding te verhoog. Dis 'n direkte effek, owerheidsbesteding verhoog en ons sien dit skuif totale besteding op en dit lei tot 'n toename in inkomste. As hulle belastingkoerse verminder, werk dit indirek via die verbruiker se besteding. Verbruikers het dan meer nabelasting inkomste wat hulle kan bestee en dit skuif dan ook die totale besteding. Die teenoorgestelde is waar as die owerheid dan nou die inkomste vlak wil wat afneem, hulle kan owerheidsbesteding verminder of hulle kan belastingkoerse verhoog. Die owerheidssektor is een van die groot beleidshefbome wat ons nog baie oor gaan praat in hierdie module. As daar nou 'n resessie is, hoe kan die owerheid reageer met owerheidsbesteding en belasting? En dit is 'n tema waarna toe ons nog heelwat gaan terugkom. Ons het nog een komponent van totale besteding oor en dit is natuurlik uitvoer en invoer. En dis in die volgende video. Bly ingeskakel.